'n storie wat jy die einde nie sal glo nie. In 2013 was daar 'n band gewees met die naam For Folksakes. Hier's 'n foto. En op die foto sien is Pieter Markato en Ben en JP Dix met 'n banjo. Die banjo, is actually waar die storie gaan, moes hulle gereeld uit 'n pawnshop gaan uithaal het, want JP, hy was baie keer bietjie van die pad af. As jy moeg raak vir ons en almal. Die einste banjo was al op Jacaranda en Rian van Heerden het hom al vasgehou toe hy saam met Beeskraal met die banjo in die band was. Wat die banjo nog meer uniek maak, aan die onderkant van die banjo het JP met sy eie hande JP Dix uitgegrafeer op die banjo. Hierdie storie word net beter. Maar 10 jaar terug het JP verdwyn vir 'n oomblik en het hy ou oom geld geskuld. Pieter Markato het toe die ou oom in 'n pub gekry en toe die banjo dink vir 3000 of 3500 rand gekoop by die oom om seker te maak die banjo raak nie weg nie. Toe kom COVID, dinge gebeur en Pieter Markato verkoop toe dit aan Werner van 'n band met die naam van Uit die Bloute. Albert, ek hoop jy kry daai fucking banjo, dude. Hy het hom gehad vir 4 jaar en seker so 'n paar jaar terug, toe verkoop hy dit aan 'n ou in Middelburg en hy gee toe vir sy broer. To make a long story short, na 'n paar oproepe het ek die banjo opgespoor. Kyk, ek wys, by die ou. Ek bel die ou, ek sê luister Pel, ek weet nie wat jy betaal vir die banjo nie, ek dink hulle het soos 9000 rand al betaal vir daai banjo. Ek sê maar dis JP se en sy naam is daarop. En ek wil graag vir hom teruggee na sy 6 maande in rehab. En raai wat sê hy vir my? Dis JP se, ek koerier hom vir jou dadelik, geen kostes nie, ek gee hom vir hom terug. En raai wat lê op my tafel? Die banjo. En ek gaan nou vir JP verras en na 10 jaar sy banjo vir hom teruggee. Kom ons kyk. Dix, Albert, is amper 'n week uit rehab uit. Hoe gaan dit? dit gaan baie goed, baie goed. Jy lyk goed. Dankie. En dit is amper reg om weer op die stage te klim. Yes. Maar ek het gou 'n vraag vandag. Ja. 2013. Yes. Kan jy so lank terug onthou? Was jy in 'n band? Yes, ek was in 'n paar bands, ja. Ja, wat is hy band se naam geweest? For Folksakes. For Folksakes. Yes, jy's reg. Well done. Maar sê gou vir my, jy het op 'n banjo gespeel daar. Ek het so. Van die laaste jy daai banjo gesien? Sjoe, Albert, hy seker al 7, 8, 9 jaar laas. En waar was die banjo? Hoekom het jy hom verloor? Man, hy het op 'n call, toe het hy by my vorige manager agtergebly en toe het Pieter Markato hom gekoop. Toe het Pieter Markato weer aan iemand verkoop. Die res van die storie ken jy nie. Nee, hy travel maar nog hier iewers in die land rond. JP, Yes. wil jy hoof vir my toemaak? Okay. Maak toe hoor. Maak toe, hou hom toe. Ek het 'n surprise vir jou. Hou stil. Right, JP, Yes. ek wil oopmaak want kyk hier. What? Jou banjo is terug. No. Trek nader. Trek hom nader. Sê okay, JP. JP. Iso. Shit, hoe het julle dit reg gekry? Is dit joune? Ja. Ek het nie gedink ek gaan al ooit sien nie. Yes, Wanneer het jy jou naam daar gegrafieer? O, dit was toe ek nog vir Beeskraal gespeel het, het ons in eendag was. Dis net voor ons Toks en Chops gedoen het. Yes, ek kan nie glo ek het al terug nie. Sy verdien 'n soen omtrent. Yes,
JP, mag hierdie oomblik vir altyd onthou. Ek gaan hom vir altyd onthou. Na 10 jaar het jou banjo terug in jou hand. Kan jy vir my speel? Dankie Albert, Jesus, prys die Here man. So. En die fingerpicks is nog in, kyk. Yes, what? Na al die jare. Kan dit nie man. So. Yes. Hoe het jy dit reg gekry? Noem my so my kop. Speerder Bredenaan. JP, en die ou se naam was Lionel, wat hom laaste gehad het, en ons het hom teruggekoop nie, hy het hom vir jou teruggegee, want dit is joune. Dankie die Jesus, baie dankie Lionel. So, ek weet nie wat om te sê nie, behalwe baie dankie. Dit is die storie van JP en sy banjo.